Hart tot God en ontvang sy groetseën. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here en ons sing saam Psalm 45. Antwoord op sy groetseën, waar hy sy seën op ons rus, Psalm 45 vers 1 en vers 5. Die troon hou stand in storm en stryd, die scepter is regverdigheid. Veral van ons hier by stilstaan vanoggend in die prediking, die scepter is regverdigheid. Die min geregtigheid aan sê die Here is lief vir reg en geregtigheid, waar hy haal die onreg net en regstaat. Psalm 45 vers 1 en 5, daarna bly ons staan en ons bly ons geloos.
Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei. En nog geen ander gode voor my aangesig nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien, want ek die Here jou God is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal nie van sy naam uitelik gebruik nie gestraf laat bly. Gereed die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbeid en al jou werk, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk nie, jy, jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou dienstmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Here jou Vader en jou moeder, dat jy daar gered mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy diensknegt, sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Ons antwoord die wet, deel van ons oormoediging, en ons sit Psalm 139, daarvan sing ons vers 1 en vers 12, Psalm 139, vers 1 en 12, en daarvan sing ons saam.
nie 'n plekkie op hierdie aardbol, op hierdie kosmos waar dit vir u onbekend is wat daar is of wat daar gebeur nie. Ook elke gedagte wat in ons opkom, is by u bekend nog voor dit was. U is groot, U is heilig, U is heerlik. Saam met die engele rond die troon wil ons U toeroep. Aan U kom toe die lof en die aanbidding, die dank en al die eer tot in ewigheid. Ons wil voor U neerbuig en U aanbid. U diep. U is ons goeie God. As net by U genade te vind. Ons dink so baie keer, was genade op soveel ander plekke en by ander dinge te vind. Dan kom ons hier vir die woord wat ons kom oortuig, wat ons kom leer, dat daar genade alleen by U is. Geen ander mens nie, by geen ander ding nie by geld nie, nie by grond nie, nie by besittings nie. By U alleen. En die genade is bovendien nog onbeskryflik groot. So, dankie dat U meer gebuig het na ons toe en 'n verbond met ons opgerig het. Dat ons die bondgenote mag wees, dat ons met U 'n innige verbondsverhouding mag staan. Dat ons nie begin het nie, maar U Loof en dat ons mag weet en daar mag vashou dat die woord getrou is, dat die altyd weer daar staan en sê, kom my kind, kom na my toe. Ek is vir jou die enigste goed. Wek ons toch op om U te soek, om U te ken, wees met ons gedagtes en ons verstand ook nou hier in die erediens. En maak dit helder dat ons ook kan groei om die meer en meer te ken. Wil die vat het scheiding maak tussen ons en ons wil jy dit wegvat, Here. Smeek U. Sodat U eer verheerlik mag word. Spreek toch net ons deur die woord. Dit die woord so nodig, dit is die lig van ons pad. Dit is die stem waarmee tot ons spreek. Wil jy dit toch doen? Die woord, die verklaring en die toepassing van die woord wat in ons hart is, indra in ons gedagtes en mag ons die week op daarmee gaan oordink. Maar dat ons dra hulle nie op wat liefde die weer van die dood afgestaan het. Wil jy hulle troos met die heerlikheid, die grootheid. Wil jy hulle vashou in die liefde. Wil jy hulle troos met die trooste wat jy gegee het, gestuur het, in die hemel en aan ons toe. Hier in ons geboorte, in ons werk hier die woord, wil jy hulle so troos word. Ons dra hulle op die tyd van beproeving. Ken ons elkeen se beproevings en ons omstandighede, ons swaarkry, ons blydskap, U ken dit. Mag ons groei in ons blydskap met U. Mag ons groei en bly te wees met U. Ons bid vir ons land, omstandighede in ons land, ons bid vir ons regering, ons dra hulle op, dat hulle groot roepings op gesê, dat U gegee het, dat ons hier ook stil en rustige land mag hê, om U te dien in die koninkryk, so het mag kom en mag ons so die evangelie ook so uitdra, as U ons genadig is, sonder vervolging U hier te mag hê. Ons bid hier binne, kom in groot afhanklikheid na U toe, ons Here Jesus Christus se naam. Amen.
sal nou saam voor ons gaan lees die Here se woord, Psalm 33 vers 1 en vers 3. Psalm 33. Hy min die reg, sal ons in vers 3, so begin vers 3, so verskrifte 3. Hy min die reg, min is liefde, kan ons ook sê. Here is liefde die reg. Hy min die reg in alle dinge. Hy is lief vir die reg, want hy self is waar en reg. Die Here self is geregtigheid. Psalm 33 vers 1 en 3. Doen God die mens dan nie onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? Dis waar ons vorige week by stilgestaan is vir die menslike natuur wat verborge is. Ook in sommige 2, wat ons sê dat ons is natuur en hy van God in ons naaste te haal. Daarom die vraag. Doen God die mens dan nie onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? En dan moet ons leer, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanwysing van die duiwel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Nee, glad nie. Teendeel, sy toorn, Here se toorn is sy heilige woede, sy toorn. Sy toorn is verskriklik, sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat homself doen. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly en alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen.
is God ook barmhartig nie. God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid in die sonde wat in die allerhoogste majesteit van God gedoen is, wat by die swaarste straf gestraf moet word. Dit is die ewige straf van liggaam en siel. Ons laai dan ook na Eksodus hoofstuk 33 toe, daar lees ons saam vanaf vers 18. Die volk het die goue kalf gebou. Aan die begin van ons 33 het die Here gesê, ek gaan nie saam met hulle trek nie. Pleit Moses vir die volk by die Here. Lees ons ook vanaf vers 18, Eksodus 33 vanaf vers 18. Daarop vra hy sê Moses, laat my tog die heerlikheid sien. Maar die Here antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep. Ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my waar jy op die rots gaan staan. En as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou die steur van die rots stel en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Toe die Here aan Moses gesê, ek het vir jou 2 kliptafels soos die eerstes, dan sal ek op die tafels die woorde skryf wat op die eerste tafels was, wat jy verbrysel het. Nou jou gereed in die môre, jy klim in die môre op die berg Sinaï en gaan daar staan by my op die top van die berg. Maar niemand mag saam met jou opklim nie, waar daar ook niemand op die hele berg gesien word nie, wat ook geen klein vee of beeste teen hierdie berg wy nie. Toe hy 2 kliptafels gekap soos die eerstes, en Moses het die môre vroeg klaar gemaak en op die berg Sinaï geklim, soos die Here hom beveel het, en die 2 kliptafels in sy hand geneem. Die Here het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan. En hy het die naam, en hy is hoofwetter, en hy het die naam van die Here uitgeroep. En toe die Here by hom verbygaan, het hy die hoofwetter geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, en aan die kindskinders aan die 3de en aan die 4de geslag. Vir al die laaste 2 verse. Dan laat ons na Matteus 5, waar ons net enkele verse op daar gaan lees. Matteus 5 vanaf vers 7. Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie 1 jota of 1 titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Elkeen wat dit doen en nie leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Want ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. En dan volg julle deel daarna die bekende gedeelte van julle het gehoor, maar ek sê vir julle, 5 keer word dit herhaal, julle het gehoor daar is, maar ek sê vir julle. En elke keer maak die Here Jesus die wet nie makliker nie, maar juist moeilik. Geel is lief. Ons is by die deel van ons katekismus belydenis. Gaan met ons ellende. Vandag sal ons stil by die laaste sondagsafdeling wat die neem gaan met ons ellende. Vorige week ons stil gestaan by ons, by
ek en jy en die hele menslike geslag, die hele mensdom wat vir God vertreflik geword het. Ons kan ook sê, ons het vir die Here geword soos iets wat hy op die ashoop kan gooi. Ons het vir die Here geword soos iets wat hy op die ashoop kan gooi. Niks werk. Ons het dood geword, soos ons lees in Efesiërs 2 en nog 'n ander deel gedeeltes wat van die Here se woord. Ag, hoe wonderlik is dit dan nie. Ons kan die Here dank en loof en prys dat hy ons nie op die ashoop gegooi het nie. En so heeltemal reg is dit van die Here as hy dit gedoen het, as hy ons op die ashoop gegooi het, en daar gelos het. Maar het nie. Wat 'n wonderlike nuus, dis goeie nuus, dis die evangelie van ons goeie en liefdevolle drie-enige God. Maar onsself is ons nog steeds ashoop kwaliteit. Mense van nature, op hulle eie, en onsself is ons nog steeds ashoop kwaliteit. Elke mens word so gebore. Daar het ons laatst net by stilgestaan en ons het laatst op bely. En nou, die wonder hiervan, ek van ons katekistes, is dat het van ons troosvol is om hierdie te weet en hierdie te ken en dit te erken in myself. Dit is vir my troos. Dus ons katekistes begin het en in elke deel van die katekistes gaan het oor ons troos. Die katekistes is juist ons leerboek, ja, maar is 'n troosboek. So gaan oor dit oor ons troos. Ons diepe ellende gee vir ons soveel troos. Hoekom is dit troos om te weet ek is ellendig? Ek is ashoop kwaliteit in myself. Ons het ook dit al genoem, een van die redes is, want as ons nie daar is, dan weet ons ook nie ons het 'n verlosser nodig nie, dan gaan ons met ander oor 'n lewe as wat die Here nie nodig het. Maar nog 'n ander rede is, troos om te weet ons is ellendig in onsself en ashoop kwaliteit, want ons kan ons nie hier uitkry op ons eie nie. Maar die wonderlike nuus is, ons hoef nie. Troos is dit nie. Geliefde, jy hoef nie jouself van daardie ashoop af op te lig nie. Jou goeie Here, dis hy alleen wat dit kan doen. Deur sy kragtige en magtige Heilige Gees en deur sy woord. Dis die Here se woord. Johannes 3, Sondag 3, is die laaste deel wat ons laas het stilgestaan. Kyk en sien, God is die Here. Ons ellende, ons diepe ellende is ons troosvol en goed en belangrik en is 'n bron van groot vrede as ons besef en erken dat ons onsself vrot en dood is. Geliefde, alles in my en jou skop hier teen. Ek weier om te aanvaar dat ek ashoop kwaliteit is. En dan begin ons alle kante toe te redeneer, en ons gaan vanoggend veral by twee van hierdie kante, waarvan ons meeste van die kere redeneer, ons gaan by twee van hulle stil staan, waar ons nie wil erken dat ons ashoop kwaliteit is. Die eerste ene van hulle is, die Here vra te veel van ons. Sy eise is te hoog. So begin Sondag 4. Liewe broers en susters, ons van die wêreld waarin ons leef, en dan projekteer ons dit op God, en dan dink ons, dit is so 'n liefdevolle en 'n wonderlike God is. Sê ons God moet tog sekerlik so wees nie, waar nie? Byvoorbeeld, nou sê sy dogters, jy moet 'n toets by die skool gaan skryf, dis binnekort eksamentyd by die skool. Die juffrou en meneer sê vir jou, jy moet die hele helfte van jou boek ken. So nou in die middel van die jaar sê jy moet die hele helfte van die boek moet jy ken vir die komende eksamen. En ons ken dit al, wat gebeur dan gaan die hele klas so, nee juffrou, dis 115 bladsye, dis veel te veel.
Sê jy vir jou goed. Kom ons gaan geleer die bladsye, wat sê 1 tot 32 moet julle ken, is belangrik, 52 tot 68 is belangrik, en 98 tot 150. Is dit beter? Ja, dank jy. Was almal weer gelukkig, tevrede. Sê ons, my juffrou is 'n goeie juffrou. Dis gewoonlik wat ons sal sê. Nou kom ons kom net by die Here, hierdie in gedagte. Nou sê, Sondag 4, die Here is onregverdig. Hy vra vir ons te veel. Ons kan in elk geval nie doen wat hy vra nie. Sê ons, maar die Here is streng. Hy bly volstaan met die 115 bladsye en niks binne. Die Here bly volstaan by sy wet. En as ons eers antwoord, maar dis heerlik van die Here. Hy is streng. Maar juffrou kan toch nie beter wees as die Here nie. Dan redeneer ons baie keer by onsself. Met ander woorde, hierdie goeie Here van die Bybel vra net vir ons beste. Dis wie die Here is, hy vra net vir ons beste en dis vir ons genoeg. Hy sal dit makliker maak vir ons om eendag hemel toe te kan gaan. Ons moet ons beste gee en dit sal genoeg wees vir hom. Dis ons goed en dis ons liefdevol van die Here. As my juffrou die eise kan binne maak, dan kan toch sekerlik die Here dit ook doen. Hy sal ons punte aanpas aan die einde sodat ons kan deurkom. So dink ons baie keer vir die Here. Nee, liefde, dis nie hoe die Here is nie. Hy is streng. Hy sal nooit ons punte aanpas, hy mag nooit die werk minder nie. Die Here bly vra wat hy vra. Mattheus 5 vers 18 het ons het gelees, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal daar nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het. Hoekom vra ons dit? Hoe kan dit toch troosvol wees? Is ons nie bezig met troos hier in die kategismus met ons die letterlied? Broers en susters, kom ons gaan kyk weer wat hierdie Here gevra. Ons het dit ook vanoggend gelees in die wet, ons nog 2. Ons het daar gelees, die opsomming van die wet, hoe jy God lief met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en al jou kragte. En die tweede manier om gelyk het naaste soos jouself. As die Here enige iets hiervan verander, dan sal dit beteken dat die Here sê dat ons maar ander gode ook kan gaan dien. Dis wat die Here gaan sê. Ons kan maar ander mense of ander dinge of afgode ook gaan lief hê. En wat beteken dit? Dit beteken dat God nie meer God is nie. Daar is 'n ander God wat ook ons liefde waardig is. Dis wat dit dan beteken. Dan sal God ophou om God te wees. Wat sê die Here? Hy sê, ek is julle God. Ek het my verbond met julle opgerig. Wees my bondgenote. Wees met my in hierdie verhouding. Hoe kan God ooit in hierdie huwelik sê, dis reg, julle kan maar ander groener weivelde gaan soek. Ek sal julle deel, julle hoef nie meer alleen te wees nie. So beteken dat God sê, dat hy nie alles reg is nie. So beteken dat hy nie genoeg is nie. Dit so beteken dat daar meer as hy is. Dat daar iets of iemand belangriker is as die Here. Dis wat dit so beteken. So besef ons het ook weer dat weer aan die wet van die Here gaan oor die Here. Wet van die Here gaan oor die Here. Wat 'n troos. Die Here bly aanhou vra. Hy bly aanhou vra. Wees my kind in hierdie verbond. Dat met jou opgerig het. Wees my kind. Hê my steeds lief met jou alles. Ek wil steeds jou enigste God wees, sê die Here. Ek is jou genoeg.
Presies wat die Here ook vandag met hierdie nagmaalstafel vir ons kom sê. Ek is jou genoeg. Kyk na my. Ek is aan jou liefde waardig. Sê die Here, ek alleen kan vir jou alles gee wat jy nodig het. Moenie iets minder gaan soek as ek nie. Moenie tevrede wees met iets anders as met my, sê die Here. Wat te troos, dat die Here vir ons sê, Here weet, en niks minder nie. Maar het gaan oor hom. Die Here se wet gaan oor hom. Het maak steeds seer as ons die wet van die Here lees. En ek moet ook geliefde, ek kan dit nie doen nie. Ek is net te swak. Dit is net te moeilik vir my. Ek is raak. Presies wat ons moet lees as die wet van die Here lees, geliefde. Ons moet aangekla word en besef dat ons verdorwenheid God is. Ons moet aangekla word en besef dat ons God in ons naaste haat, van nature uit onsself. Want dis ons troos. Want ons Here, hy is besonders en ons werklik groot en magtig en goed. Ons Here. En dan kom ons by ons tweede teenaargebed. Dat ons beheer ontsnap. Ryk die vraag, ons koppe op. Ek het oplossing. Hier is miskien iets wat my daar kan help. Daar kan ek toch iewers op my eie reg kom. Daar sal die Here miskien my slegste sondes bestraf. Waar kan ek toch so vrykom? Maar die gruwelike sondes, daar sal die Here hulle vergeef. Dis presies wat Sondag 4 se middelste vraag is. Kan die Here nie die mat oplig en ons sondes onder die mat invee en daar los en vergeet? Mense doen dit nog so baie, kyk, hoe sien my ouers my sondes ook, partykeer kom ek weg met woord sal sê, en die wêreld gaan dit ook so, baie mense kom weg, baie slegte dinge. Waar kan die Here ons ook 'n bietjie tegemoet kom en ons sondes vergeet? Ander kant te kyk, maak of ons right is. Broers en susters, as iemand jou kar steel, sal jy sê, is reg, vat op. Sal jy aan die kant kyk as iemand 'n miljoen rand van jou steel en aangaan, sal jy dan nog steeds aangaan asof daar niks gebeur het nie? Dit maak ons boos is dan die reggeregtigheid geskied in ons land nie. As skuldige mense net wegkom met moord en roof en bedrog en daar is geen reg en geregtigheid nie, dan word ons boos. Die Here kan ons ook net so om sondes nie ongestraf laat bly nie. God is altyd regverdig. Psalm 5, Psalm 7, die woordleer is daarvan vol, dat God 'n regverdige God is. Gedeelte wat ons lees in Eksodus 34, is 'n bekende vers op regte die Bybel. God kan nie ons sondes ongestraf laat bly nie. Kyk die Psalms, Spreuke 16 vers 5, Jeremia 30 vers 11, Romeine 1 vers 3. Maar hoekom? Hoekom is dit so 'n groot ding? Hoekom moet die Here elke sonde van my straf? Waar is sy liefde dan? Liefde, ware liefde is nie toegeeflik nie. Ware liefde is nie toegeeflik nie. Toegeeflikheid dui op swakheid. God se liefde is sterk, is groot liefde. Here laat nie iets deur sy vingers glip nie. Ons as ouers is partykeer swak met ons kinders en ons laat dit wel gereeld hier en daar deur die vingers glip. Maar as ons nie vir ons kinders nie, ons kan 'n voorbeeld gebruik. As daar reël is in die huis, dat ons nie met messe speel nie, gaan ons almal saamstem, dis nogal erg as die ouers moet sê, ag, ek sal dit laat gaan hierdie keer.
Ek kan maar met die wese speel. Of van die kinders maar net alles oral gooi waar hulle wil. Ek sal dit hierdie keer laat gaan, volgende keer sal ek daar raas. En dan word die huis onleefbaar naderhand. As kinders met mense begin speel en alles net oor ons rond, hulle vloek en skel mekaar, ek sal dit laat gaan. Ek sal hulle volgende keer terugtig. Besef iets, dit word onleefbaar. Ware liefde kan nie bestaan sonder toorn nie. Hierdie toorn wat ons dan eintlik verklaar en sê, sonder 'n sondelose kwaad word. Maar die bekende toorn, word kwaad en moet nie sondig nie. Toorn is die Here se heilige woede. As daar sonde is, dan moet dit ons aanraak. Dit roep ons af. En God wat nie toornig word, en wie daar nie heilige woede is nie, hy is nie meer God nie. En God wat nie alles laat gaan, is naderhand totaal al buite die Here, en is nie chaos, alles is toelaatbaar, en is chaos, dis toch nie liefde nie. Ware liefde, ware regverdigheid daarby, dit roep straf. Goed, ons het eerst gesê, die standaard van die wet kan nie afgebring word nie. En daarbij, die Here kan en mag ook nie ons sondes nie straf nie. Dit was die tweede ding waar ons stilgestaan. Dit sal nie net onregverdig gewees en dit sal ook liefdeloos gewees en as die Here sê, maar, gaan maar. En nou vir ons die vraag, maar waar is daar dan troos vir jou en my? Waar is daar troos as ons Here streng is, hy streng, hy hou sy wet, en ook regverdig, hy moet straf. Soos die enigste pad vir my en jou, God se tydelike straf nou in ons lewens, en God se ewige straf die hel hierna, is die enigste pad wat vir ons voor lê. Want ons is as 'n kwaliteit elke Sondag, of ons Sondag elke dag weer, en ons Here is streng, so straf die Here sy kinders steeds elke dag. Dis 'n vraag wat ons baie keer mee stoei is. Straf die Here my nou nog in hierdie lewe? As ek sy kind is, as ek 'n ware gelowige is, straf die Here my nou. Hoe kan Dawid in Psalm 51, wanneer die profeet Nathan vir hom kom wys het op sy sonde van moord, het sy sonde van egbreek met Batsheba? Hoe kan hy skryf in Psalm 51 vers 16? Die woord sê, nou hoor net die woorde wat Dawid skryf, na die sonde, want die dood verdien, skryf hy, laat my tong die geregtigheid uitjubel. Hoe kan Dawid bly wees oor die Here se reg en sy regverdigheid, as hy die einde van Dawid se lewe moet beteken? Die Here moet Dawid weggooi. Die Here is onderstel om Dawid op die ashoop te gooi. Dawid moet reg in die hel toe gaan. Tog jubel Dawid in Psalm 51 oor die Here se geregtigheid. Hoe kan dit? Hoe kan ons anders die Here loof vir sy troue sorg? Want hy is regverdig. Hy straf die sonde, maar hy voorsien self die offer vir my en jou sondes. Jesus Christus, hy sien die offer. Hy het eenmaal in die volheid van die tyd, op die regte tyd het hy verskyn as mens geword, en hy die straf van ons sondes en hy op hom geneem. Ons sondes, hy sy offer, weggeneem. Hy het ons straf ondra. Hy is gestraf, my en jou plek geliefde. Die helse pyn verdien en hy is die God verlaat. Hy het die angste van die hel verdien, hy is gestraf, sodat ons kan lewe. Dis troos, liefde. Dis troos. Ons Here is regverdig. Hy straf die sonde, elke een. Jesus Christus, vir al die kruis.
vol liefde. Dis wat die kruis van Jesus Christus aan ons openbaar en ons kom doen. Ons Vader snap ons nie. Maar sy seun, hy word oorgegee aan die Vader se heilige woede en sy toorn, sy grimmigheid, sy gramskap, sy vervloeking. Hoe wonderlik is hierdie troos van Christus nie. Hier aan sy tafel wil die Here vandag ook weer ons sigbaar en tasbaar te bevestig in sy navolging. En ons voed met sy seun, en ons voed met die Here Jesus Christus, met sy regverdigheid en sy liefde. Ons gevoed word met hom. Dis wanneer we hierdie brood en hierdie wyn wys, is nie die teken. Maar wat 'n groot teken is dit nie? Want het wys dat die verlosser, wat Here Jesus Christus doen. Waarom is die nagmaal klein? Waarom groot? Nou is dit so kosbaar, maar die volle wet nog steeds van ons bly staan. Ons Here van steeds, hê my lief met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en kragte. Dit gaan alles nou in Christus. Dis net hy kom doen het in ons plek. Hy het nie daar gesterf in ons plek nie. Ons het ons plaas vervang nie. Dis ook wat hy nou in ons is en werk deur sy Gees. Is er nie in ons, hy werk in ons deur sy Gees. Ons Here Jesus Christus, hy is die bron van ons liefde vir ons Vader. Hy is die bron waar ons liefde vir mekaar kom. Sonder hom is dit onmoontlik. En in die hom, ons Here Jesus Christus, kan ons nou die volle wet begin lewe. Het is so belangrik, nie om daar die ashoop af op te slaan nie. Maar moet ons wat nie meer op die ashoop is nie. En dis wat Christus gedoen het, hy het ons van die ashoop kom aanval. Nou in hom kan ons lewe ook so bly wees, dat ons nie meer op die ashoop is nie. Mag die Heilige Gees ons nou ook hier, ons Here Jesus Christus se tafel voed. Ons Here Jesus Christus. Ons gaan oor die viering van ons Here se nagmaal. Ons daarom kan ons die kort formulier lees vir die viering van die Heilige Nagmaal. Liefdes ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die Heilige Nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus beskryf in Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die dag waarin hy verraai is, brood geneem het. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doe dit, so dikwels as jy daaruit drink tot my gedagtenis. So dikwels as jy hierdie brood eet, hierdie beker drink, verkondig jy die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens het homself beproef, en so van die brood eet en aan die beker drink. Die nagmaal reg en troosheid te vier, is het nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Eerstens, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al sondes alleen op grond van die soetverdienste van Christus vergewe is
en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Derdens, ons moet opregte begeerte hê om met ons hele lewe lank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Die so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaaltyd gee. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars, skeermakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars en twispers, egbrekers, moordeerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards nie na die nagmaal van die Here toe nie. Want niemand wat liefdeloos en afstootlik lewe, die deel aan die ryk van Christus. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak mag nie, inteendeel. Ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Want we erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke. Trek aan die hoofd, ywer God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en ons begeer opreg en volgens al die gebooie van God te lewe. Waarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak, deel die hemelse spys. En ons by die tweede deel gaan oor gedagtenis. Ons Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. En dit te doen, moet ons opreg glo dat hy die Vader na die wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het, en dat hy as 'n sondelose lam die toorn of die heilige woede van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaak gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker, die skuldbrief van ons sondes daarom vas te maak. Sodat hy ons vervloeke, ons geneem, ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange tot verlatenheid gelei, waar hy geroep het, my God, waarom het jy my verlaat, sodat ons nooit meer deur God verlaat sal word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstort in die ewige genade verbond bekragtig die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so ondink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering, word dit telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. Elke maal as ons nagmaal vier, kondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlang uitsien aan die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid en geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes. En hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewenmakende Gees gegee, dat ons aan Christus ware gemeenskap verbind en in al sy rykdom laat leef. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam ware liefde saam. Omdat ons almal die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal, wanneer die geloof in Christus ingelyf is,
hierdie ene liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Maar God is die Gees, is daartoe. Amen. Kom ons probeer hulle aan in gebed en ons bemoedig word. Barmhartige God, die Hemelse Vader, dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van ons van die Seun, Here Jesus Christus, dat ons sy bittere dood hier vandag mag gedenk, die nagmaalstafel. Ons bid die Here, gee tot die Heilige Gees, dat opregte vertroue in ons hart, ons al meer aan die Seun oor te gee. Gee tot Here, en werk die Heilige Gees in ons, dat ons met hom die hemelse brood verkoop word. Nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Seker ons, onze Vader, die ons genadige Vader is, en ons as die kinders afgename aangeneem. Help ons onsself te verloor. Help ons heilig as Here Jesus Christus te bely, en met verlange te wag op sy terugkoms. Here, ons die eeuwigheid tot ons sal neem. Hoor ons gebed tot God Vader, Jesus Christus ontwil. Amen. Ons sal nou saam Psalm 23, daar ons vers 1 en 3, waar die tafel gelees. Verhef uw harte tot Jesus Christus. Ons voorspraak op die regterhand van die Hemelse Vader. Wees verseker dat die Heilige Gees net so seker dat Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat die tekens hier, brood en wyn, sy gedagtenis ontvat.
Hierdie woorde word aangeneem by die tafel van die Here. Brood, ons breek, is die gemeenskap, die liggaam van Christus, neem dit, eet, drink daarom die glo, die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus, breek is, die volkome versoen, al ons mens. Beker van danksegging, wat ons met danksegging seën is, gemeenskap met die bloed van Christus, neem, drink almal daaruit, drink daaraan in glo, kosbare bloed van sy Jesus Christus, vloei, tot dit volkome versoening van al ons is. Ons het soms 116, ons het daar van die tweede vers, 116 vers 2. Amen.
kant is nog 3 plekke. Brood, ons breek, die gemeenskap, die liggaam van Christus, neem, eet, drink daarin en glo, die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus, wat gebreek is, tot 'n volkome voorsiening van al ons sondes. Ek moet danksegging, want ons moet danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, drink daarin en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons in Psalm 116, ons in daar 10 vers 4. Word uitgenooi weer by die tafel gelees dat ek moet aansit. Is daar niemand meer nie? Dan ons op hierdie tafel afsluit.
Ek seker allemaal hoor my die keer. Ek sal dan met hierdie tafel afsluit. Brood, ons breek, is die gemeenskap, die liggaam van Christus. Neem, eet, drink daaraan en glo, die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is, tot die volkome versoening van al ons sondes. Weet van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap by die bloed van Christus. Neem, drink, maal daaruit, drink daaraan en glo kosbare bloed van ons Here Jesus Christus, wat vergiet is, tot die volkome versoening van al ons sondes. Ons in Psalm 116, ons sing daarvan die 5de vers. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, dat ons almal saam dankbaar uit sy naam loof en prys die woord van Psalm 103 en voorbye 8. Loof die Here oor my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here oor my siel en vergeet geen een van sy welwade nie. Wat al jou geregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is voor die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid vir die wat ons vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader ons ver oor sy kinders, so ver die Here oor die wat ons vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie. Waarom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Waarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank die Here saam.
Hemelse Vader, U is vir ons so goed. Ons dank en loof en prys U dat U heerlike beloftes in die evangelie hierdie nagmaal aan ons kragtig. Ons dank U dat U enige gebore seun geskenk het as 'n middelaar en as 'n offer vir ons sondes. Ons dank U ook vir die ware geloof waarmee ons deel kry aan hierdie offer van die Seun, ons Here Jesus Christus. Ons bid en seën die Vader waardeur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus. Ons bid dit in sy naam ontwil. Amen. Kom ons in Psalm 89. Psalm 89. Daarvan gaan ons sing vers 5 en vers 6. Vers 5 sê ons, daar in die middel, jy die arm met mag, die hand, jy die arm met mag, die hand het groot vermoë, en wil ek baie dinge doen, almagtig. Die regterhand is hoog, die troon bly onbewoons, onbeweeg, hier is die troon staan vas. Geregtigheid, die skraag die troon van alle kant, aan alle kant. Skraag is onderskraag, of ons kan sê dit steen. Dis waarom die Here se troon gebou is, om geregtigheid. Guns en waarheid is die troue troon gesag. So 89 vers 5 en 6, en daarna stuur die Here ons reg met sy seën, en dan kan ons ook ons liefde gawes aan ons gee. Amen.
liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy elkeen. Amen.